Goeiemôre, good morning. Soos julle kan sien, kuier daar vanoggend weer iemand ekstra saam met ons in oggendpraatjies en dis Liesel Pieter. Baie welkom. Hallo. Vanmôre kan ons die kouse klink van Willie Waai. Hallo. Ja. Dit is lekker om jou hier in ons midde te hê. Baie dankie. Baie. Vir die kans wat ons nie sit nie, ons staan bietjie. Kyk net, ek moet net vir julle sê, kan julle sien hoe smile ek vandag, want daar is 3 susters. 3 susters op 3. Hierdie gaan 'n heerlike dag wees. Hartlike goeiemôre ook van my kant af. Man, ek is skaam teruggetrokke. Glad nie stil vanmôre nie. Dis ons moet net eers vra as jy gereed om saam te gesels. Ek is, okay. Ek is As Pieter te veel praat net borrel. Ek doen dit gereeld. Okay. Ja, ek kry net daai elleboog hier van die kant af en dinge. Weet jy, dis mos nou maar hoe dit gebeur. Ja. Die gesels is. Maar nee ja, julle wonder seker waaroor ons gaan gesels vanmôre? Definitief. Ek gaan julle inlig en vir julle vertel. Dis hierdie week die internasionale hulphondweek en ons gesels vandag oor die ongelooflike verskil wat hulphonde in mense se lewens maak. Daarna hoor ons by Rihanna Robertson hoe die regte afrigting jou kan help om jou sportdoelwitte te bereik. Dis nou of jy 'n beginner of 'n ervare atleet is en ook veral wat die 3 kampe aanbetref. Thys van Sail help ons weer om sin van die jongste geldsaake te maak en soos wat julle nou net gesien en gehoor het, is Liesel hier by ons om ons meer te vertel oor haar nuwe enkelsnit. Jou ware eerste soen. Nee, jou weer. Ag nee man. Jou ware eerste soen. Ek wou net sien of julle wag is. Okay. O, daar sien ek hom nou. Jou weer eerste soen. Ag, ek wou dit nie so opsigtelik gemaak het nie. Jou ware eerste. Ja, jou ware tweede weer. nie. Wat is nie jou ware eerste soen dan nie? Julle sou ook so gevoel het as julle nou man alleen tussen 3 pragtige rose gestaan het en hier kom 'n ding uit van soen. Ek vra om verskoning. Moenie dit kry nie. Jou weer eerste soen. Kan nie wag nie. Sy kop is nou heeltemal deurmekaar. Wel, voordat ons by daai enkelsnit uitkom, ons wil natuurlik alles daarvan weet, maar moet ons eers uitkom by 'n interessante storie. So ek het vir julle 'n oggendpraatjie voorberei. 'n 8-jarige leerling van die Hlengisa Primary School in Nyanga is verlede week, nadat hy die hele naweek in sy klaskamer toegesluit was, ongedeerd gevind. Die seun is die Vrydagmiddag deur sy pleegma as vermis aangemeld. Nou volgens die woordvoerder van die Wes-Kaapse Onderwysdepartement, Bronnag Hammond, het die hoof en die opsigter die skoolterrein dadelik deursoek, maar het geen teken van die seun gevind nie. Sondag is die hoof, opsigter en polisielede toe weer na die skool waar hulle al die klaskamers oopgesluit het. Die leerling is waar hy onder 'n tafel in sy klaskamer weggekruip het gevind. Nou hy is daarna na bewering vir ondersteuning aan die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling oorhandig en is tydelik in 'n nuwe pleeghuis geplaas. Die polisie se eenheid teen gesinsgeweld en kindermishandeling ondersoek hierdie saak. Intussen hersien die Onderwysdepartement die skool se sluitprosedures om toekomstige voorvalle te voorkom. Die LER vir Maatskaplike Ontwikkeling, Jacolond, het beklemtoon dat die provinsie se pleegsorgstelsel met meer as 43,000 kinders in die stelsel tans onder enorme druk verkeer. Ek dink dit is vir my 'n bietjie skokkend om te verneem dat 'n kind vir 'n hele naweek in 'n klaskamer toegesluit kan wees en dat niemand so iets agtergekom het nie. Hoe oud was die leerling? Was hy 'n laerskoolkind of is dit hoërskool? Ja, 8. 8 jaar oud. Hy's nog klein, hy's graad 2. Ek dink die arme kind het regtig net wat gebeur. Ek sou geraas gemaak het en Ek sou vensters gebreek het om te probeer deure geslaan het. Maar hy's 8. Ja, ek weet hy's mos in pleegsorg. So hoekom maak hulle nie seker hulle het al hulle kinders by hulle as hulle kom haal nie? Hoe vergeet jy jou kind? Wel, dit is 'n goeie vraag en ek dink ook wanneer ek terugdink baie jare gelede toe ek nog op skool was. Pieter, dan wil ons nou nie eers van jou praat nie, maar Ja, dat was hoor. Ons het altyd die onderwysers het seker gemaak dat al die kinders uit die klas uit is voordat hulle die deur sluit. So dit is 'n baie vreemde storie. Maar ja, ek kan nie dink deur watter trauma daai kind die hele naweek was nie, sonder kos, toegesluit nie, naby 'n badkamer nie. Dit moes verskriklik gewees het. Ek weet nie, ek sou mal geword het. Ek sou geraas gemaak het en hulle sou bitter gou gehoor het. Daar's klein of nie. Was jy al toegesluit so? Daarom nie. Jy vasgesit in 'n badkamer backstage. Ek was vasgesit in 'n lift. Voor 'n was ek 'n groot mens en dis traumatizing. Wel, van 'n 8-jarige na die 97-jarige
Betty Bromwich van Engeland en sy het haar eie Guinness wêreldrekord verbeter en is nou weer die oudste vrou wat 'n wing walk voltooi het. Dit is nie haar eerste keer nie. Betty het al 6 wing walks sedert sy op 87-jarige ouderdom met die stokperdjie begin het voltooi. Wat die prestasie nog meer merkwaardig maak, is dat sy verlede jaar 'n beroerte gehad het. Sy sê dit beïnvloed steeds haar spraak, maar verder voel sy goed en wou sy teruggee aan die beroerte eenheid van die hospitaal wat haar versorg het. Al die geld wat sy insamel, gaan aan die afdeling. Sy sê dat sy verveeld sal raak, dat sy nie meer bestuur nie en dat haar sig nie meer so goed is nie, maar dat sy steeds die dinge wat sy wel kan doen, wil doen. Sy vertel verder dat sy haar inspirasie uit 'n aanhaling wat sy jare gelede as 'n verpleegster gelees het gekry het, naamlik dat ons net een keer deur die lewe gaan en enige goedheid of vriendelikheid moet bewys terwyl ons die kans het. En sy is nog lank nie klaar nie. Betty sê sy beplan reeds haar volgende groot uitdaging vir wanneer sy 100 jaar oud word. Wow. Wat 'n inspirasie. Nee, Is dit moontlik? om op 'n vlerk te stap van 'n vliegtuig, blykbaar. Hulle maak jy mos vas op so 'n stand met die double wing, dan staan jy nou daar en die wind waai deur jou are en dan begin dit Deur jou are. Hare. Hare, Hoor jy, ek is nou by die ware soen en die weer soen en die are en die hare. Wat gaan aan? Nee, ek dink julle het my nie Dit meer is sterk wind wees as hy deur jou are waai. Het jy dit al gedoen, Pieter? Nee, ek het al gesien en ek het by myself gedink as ek die geleentheid sou kry, sal ek dit definitief doen. O, so dis 'n ding. Dis 'n ding Ja. soos Dit is 'n ding. Wing bungee walking. jump en Ja. wow. Wat is van die waaghalsigste goed wat jy al gedoen het? Bungee jump, ek het al bungee Okay. jump, ja. Ek baie lekker. Okay. Ek is bang daarvoor. Ek sal wel gaan skydive. Maar ek moet Ek is bang vir dit. Ek het regtig, dit ja, ja. gedoen en ek het my oë uitgehuil. Ek gaan dit weet. Was dit Omdat dit so vir lekker jou was vir jou. Maar dit was daar te veel wind in jou oë? Dit was vreeslik. O, Ja. Nee, die wind het deur haar are gewaai. Dis eintlik die rede. Die vraag is egter net, as jy so voel op hierdie jeugtige ouderdom van julle, wink wink, jeugtige ouderdom, wat sal jy doen as jy net die dag 100 word en jy leef nog en jy is gesond? Dit is die vraag. Ek sou definitief weer gaan bungee jump as my gesondheid my toelaat. Ja. Absolutely. Ja, jy moet net stewig wees en dis daai rek vir jou daar onder rek, dan lê ouma dalk in stukkies daar. Van die are na die hare en al daai lekker dingetjies. Ai. Ag, kan ons dit net waarlik, ek bedoel weer doen. Jy sien ek hou net nie meer by nie. Baie dankie. Vrouens maak jou nervus, sien ek. Hæ? Vrouens maak jou Baie. nervus. My handpalms is nat gesweet. Dit voel soos my eerste keer voor 'n kamera op televisie. Maar die verder wonder nie, bly net waar jy is. Ons kuier net hierna verder met 'n heerlike propvol program hier by Goeiemôre, Good Morning en dames, ek wil net sê dit was nou baie lekker. Ja, dit Van 'n voel angswekkende omtrent- klaskamer. Ja. Dit voel of ons Powerpuff Girls is. Ja, jy Ek sê vir jou. Brunet, blond en dan is jy die evil Wat is ek? man. Nee, ek is daai ou wat julle bel. Wat was daai ander fliek ook wat die ouens hulle Nee, jy bel? kan Mojo Charlie's Jojo Angels. feel. Charlie's Angels. Daar Ek en Charlie's sy. Angels bly waar julle is want hierdie Angels en ou Charlie is nog saam met jou vir die res van hierdie oggend. Goeiemôre. Een hulphond is soveel meer as net 'n loyale metgesel. Vir baie mense is dit die sleutel tot onafhanklikheid, selfvertroue en vryheid. Tydens Internasionale Hulphondweek vestig die wêreldwye hitsmerk Better Together veldtog die kollig op die belangrike rol wat behoorlik opgeleide hulphonde speel en waarom hoë opleidings- en welsynstandaarde so belangrik is. Om ons meer te vertel, gesels ons met een van Goeiemôre Good Morning se ou vriende, Pieter van die Kerk, hoof van openbare betrekkinge by die SA Guide Dogs Association for the Blind. Hartlike goeiemôre en lekker om weer met jou te kan gesels. Môre Pieter en dankie vir die geleentheid, môre aan al die kykers. Nou wanneer mense aan gidshonde dink hulle dikwels net aan honde wat blinde mense help. Watter ander rolle vervul hulphonde vandag alles? Ondersteuningshonde het oor die jare weier gegaan as gidshonde. Daar is deesdae word daar honde opgelei om persone in 'n rolstoel by te staan. Ons doen dit 'n dienshond. Ons organisasie doen gidshonde, dienshonde en ook
outisme ondersteuningshonde vir kinders van ouderdom groep van omtrent so 4 jaar tot so 11, 12 jaar oud. Nou dis die 3 wat ons doen, maar daar is ander velde ook. Daar is jy weet honde wat epilepsie basies optel en dan waarskuwings gee, die persoon gemaklik maak, medical alert, gehoorhonde ensovoorts ensovoorts. Dit is ongelooflik om te dink dat daar so baie rolle is wat hulle kan vervul, né? Pieter, vanjaar se tema is ook #BetterTogether. Wat is die boodskap agter hierdie veldtog? Die boodskap agter hierdie Pieter is jy weet ongelukkig daar is baie ondersteuningshonde en dit is baie belangrik dat die publiek bewus is en veral die korporatiewe en openbare sektor. Jy weet mense wat kettingwinkels het en wat winkels het en publieke plekke het wat deur die honde besoek word, dat hulle weet wat is hulle regte, waarmee deel hulle, want ongelukkig het ons 'n aantal stout mense daar buite wat nie opgeleide honde of honde wat nie volgens 'n goeie standaard opgelei is, hulle sit hom in 'n jassie wat sê service dog of support dog en dan vat hulle die hond saam met hulle. Die honde is nie gekondisioneer om noodwendig in die publiek reg op te tree nie en dit veroorsaak vir ons organisasies wat wel geakkrediteerde opleiding het, baie probleme want weet mense sê dan nou dalk so laat, ek wil nie 'n hond in my perseel hê nie want dit is die maklike uitweg, maar dit is teen die konstitusie. Iemand wat 'n behoorlik geakkrediteerde gidsdienshond of jy weet ondersteuningshond het, hulle word gedek deur die grondwet van Suid-Afrika. So hulle het 'n reg, so as daardie kriteria gevolg word en identifikasie gevolg word, kan hulle eintlik nie geweier word om 'n plek te besoek of 'n rustige ete te gaan geniet. Pieter, dit klink ook vir my dit neem baie tyd en opleiding as 'n ou dit nou reg doen om 'n hulphond gereed te kry. Hoe lyk daardie proses nou tipies van 'n speelse klein hondjie tot jou werkende hulphond? Pieter, ek gee vir die proses soos die Gidsondvereniging en ek wil net duidelik sê ons is nie die enigste rolspeler nie. Ons is wel die organisasie wat die langste in Suid-Afrika is. Ons is al 73 jaar in Suid-Afrika. Ons is ook deesdae geakkrediteer by Assistance Dog International ADI en die International Guide Dog Federation. Dis waar ons autoriteit vandaan kry want Suid-Afrika het nie regtig riglyne nog daarvoor nie, maar tipies jy weet volgens daardie 2 organisasies se kriteria en riglyne, ons deel ons eie hondjies, ons deel vir temperament en sekere fisiese kwaliteite, gebruik oorwegend labradors en ook goue retrievers en dan of 'n kruis tussen die 2 hondjies word gebore. Ons is almal deel van 'n internasionale protokol, so jy weet 'n mens kan byvoorbeeld semen met ander skole internasionale uitruil. Hondjies word by ons by geselekteerde mammas kunsmatig geïnsemineer hulle word gebore hier op ons perseel in ons eie kraamafdeling. Hulle bly daar vir ongeveer tot 8 weke oud, maar in haar eerste van omtrent 2 weke oud, dan word hulle al op 'n programmetjie gesit, gestimuleer, gehanteer ensovoorts om hulle gewoon te maak aan hulle toekomstige beroep. Op 8 weke gaan bly hulle by 'n familie. Dit is waar die pleegouers inkom. Ons het altyd 'n groot behoefte aan pleegouers, maar indien enige kykers lus het om dit te doen, dit word ongelukkig net in Gauteng en in die Kaapstad, direkte Kaapstad omgewing gedoen, omdat dit 'n program is wat baie deeglike toesighouding nodig het. So van 8 weke af gaan bly hulle by families vir sosialisering, om hulle gewoon te maak aan die groter lewe daar buite. So van 16 tot 18 maande kom hulle terug, nadat hulle nou al daai nodige passies kan doen, en dan gaan hulle op of die program vir gidsond, dienshond of outisme ondersteuning, want deur hulle pleegouer periode het ons al baie deeglik of begin sien in watter veld toon hulle jy weet
belangstelling Potensiaal en waar hulle wat die is beste rol sal kan vervul. Ja. Ja. Pieter, baie mense En dan weet nie hoe om regtig 16, reg op 18 te maande Ekskuus, geen probleem, maak jou gedagte gerus klaar. 16, 18 maande gaan hulle in formele opleiding en dan die laaste tyd, jy weet die tydjie daarvan is so omtrent die laaste maand gaan hulle in opleiding saam met 'n instrukteur en dan hulle nuwe eienaar, die persoon vir wie hulle gaan werk, vir wie hulle min of meer 8 jaar lank van diens gaan wees. 'n Redelike proses om te kom tot waar hulle dan nou lekker mooi regop kan staan en hulle ding reg en korrek kan doen. Net so vinnig ook, baie mense weet nie altyd hoe om reg op te tree wanneer hulle 'n gidshond of 'n hulphond in die openbaar sien nie. Wat sou jy reken is die goue reël wat almal behoort te ken? Goue reël is moenie die hond se aandag aftrek, vermy oogkontak. Moenie veral kinders, jy weet, en dit is 'n natuurlike reaksies, jy weet, hulle wil graag aan die hondjie gaan vat en wil en hulle bewonder die hond met redelike hoë intensiteit stemmetjies. Die regte optrede is gaan na die persoon toe. As dit 'n gidshond is, want onthou ons kan nie oogkontak maak nie. Gaan na die persoon toe, sit jou arm of jou hand op sy regterarm, sê môre, my naam is Pieter. Kan ek asseblief vir jou hond hallo sê? Dit mag dalk wees dat die hond die dag redelik aandag afleibaar is of dat die persoon reeds uit tyd uit hardloop om by 'n afspraak uit te kom. En as die antwoord sê nie vandag nie, miskien volgende keer, moet dit asseblief nie as 'n negatief beskou en sê maar blinde mense is altyd nors en ongeskik nie. Daar is redes daarvoor, maar dis die eerste en belangrike stap is moenie die hond se aandag aftrek nie en gaan vra toestemming om interaksie te kan hê. Daar is nog soveel vrae oor hoe mense beter hulle self kan inrig as jy nou kyk na besighede en restaurante en so aan. Maar ek dink vir nou, omdat die tyd ons inhaal, as mense 'n bietjie meer wil uitvind om betrokke te raak en so aan, jy weet, waar gaan hulle julle kan kontak en hoe kan hulle julle in die hande kry of dalk ook hulp aanbied? Hulle kan ons kontak, ons webtuiste is www.guidedog.org.za. Hulle kan vir ons ook 'n e-pos stuur na info@guidedog.org.za en ek nooi veral firmas en mense in die gasvryheidsbedryf en jy weet winkelsentrum eienaars om met ons in kontak te kom, want ons bied opleidingsprogramme aan dat ons julle personeel absoluut 5-ster personeellede kan maak. Pieter, baie dankie vir die lekker geselsie, sterkte ook daar aan julle kant en ek is seker ons gaan binnekort weer gesels. Lekker dag verder vir jou ook. Nou ja, van hulp honde tot hulp op die sportveld of op die baan. Bly ingeskakel, ons gesels net hierna oor die belangrikheid van goeie afrigting. En nog baie meer natuurlik hier by Goeiemôre, Good Morning, soos wat ons elke dag vir jou opdis. Kyk gerus uit ook vir ons YouTube kanaal vir in-diepte gesprekke en meer. Ons wens jou 'n hartlike goeiemôre, good morning, waar jy ook al mag wees. Sporttyd en of jy nou jou eerste 5 km wil voltooi, jou swem wil verbeter of droom van 'n eysterman, die regte afrigting kan inderdaad 'n massiewe groot verskil maak. Vandag gesels ons met Rihanna Robertson, stigter en hoofafrigter van Endurance Training Hub, oor hoe hulle atlete van alle vlakke help om hul doelwitte te bereik en ek dink ek gaan jou ook vir 'n paar tips net nou vra, Rihanna. Welkom by ons. Baie dankie. Lekker om jou saam met ons te hê. So kom ons praat eerstens oor, kom ons sê iemand wil graag 'n time trial gaan hardloop of hulle wil 'n parkrun gaan doen, maar hulle het nog nooit gehardloop nie. Waar begin mens? Sjoe, ek dink die eerste ding is reik uit na die gemeenskap toe, want jy gaan regtig verbaas wees hoe baie dinge in jou omgewing is. Ek meen, hier waar ons nou is by die ateljee, net hier buite, elke Saterdag is daar 'n parkrun. Ja. Jy weet, so reik uit na jou gemeenskap toe, vra, ek weet jou buurman of die ou oor kan die straat het iewers in sy lewe sport gedoen. En reik uit en vra, en daar's regtig so baie mense daar buite en is so baie nader as wat jy dink dit is. Dis 'n wonderlike gedagte, né?
Jy rig af en jy's deel van Driekamp Suid-Afrika. Vertel vir ons, hoe gaan dit met Driekamp in Suid-Afrika op die oomblik? Ek dink Driekamp Suid-Afrika is eintlik in 'n baie goeie plek. Ons het goeie atlete en ons sê altyd hulle maak ons so 'n bietjie sterk hier in Afrika, rough and tough ons up vir die toekoms. Hulle weet nie wat ons weet nie. Dit is presies dit. Hulle weet nie wat ons weet nie. As ek net terugdink na die vorige Olimpiese spele, daar was mos die probleem met die water gewees. Correct. En baie van die lande en die atlete het baie daaroor gestref. En die Suid-Afrikaners was like, ja, okay. Dit is wat dit is. Dit is wat dit is. Gee vir ons wat ons het, ons gaan reis. Ja. En as jy kyk na ons geskiedenis ook, ek praat nou terug van Richard Murray, ek praat van Conrad Stolz, ek praat van Bradley Weiss, Jamie Ridder. Ons het verskriklik goeie atlete wat ons opgelewer het. En is altyd mense waarna mens kan opkyk. Finansiëel is dit maar altyd bietjie 'n moeilike ding. Nie net omdat dit 'n Driekamp wat bietjie nie bekende sport is nie, maar ook waar ons geografies gelees, dis moeilik om by byeenkomste uit te kom. En dit vat baie tyd. Driekamp is nou nie dat jy eenmal 'n dag net 'n hardloop sessie gaan uitgooi nie. En ons equipment wat ons gebruik is ook nogal bietjie duur en is nie altyd so maklik om te kry nie. Maar oor die algemeen talent het ons baie, atlete het ons. Ons moet net op die regte plek, op die regte tyd met die regte geriewe wees en dan's ons daar. Jy noem die toerusting en dis vir my verskriklik interessant. Wat kos 'n goeie Driekamp fiets deesdae? Gee my so 'n bietjie insig. Sure, ek's bang gaan mense afsit want ons het nou gesê wil jy die sport begin doen. Maar jy moet iewers begin. Jy moet iewers begin. Nee, jy kyk na 180 na 150.000 en dan is jy nog nie eens op die top veld nie. Maar ek wil asseblief enigiemand wat belangstel in die sport nie afskrik nie, want jy het 'n fiets nodig. Dit hoef nie 'n mooi fiets of 'n fantastiese fiets te wees nie. Maar ja, ongelukkig is dit maar bietjie, jy weet, hoe hoër en hoe meer jy wil presteer en wat jy verwag, dit speel ongelukkig maar 'n rol. Natuurlik. Ja. Wat my altyd fascineer van julle Driekamp atlete is, julle oefen verskriklik hard, maar julle oefen in blokke. Gee my net so 'n bietjie, ons kyk so 'n bietjie van 'n insig hoe mense die blokke bymekaar kry, want eerstens daar's die swem, daar's die fietsry en daar's die hardloop en daarbey saam moet jy nog tyd in die gimnasium ook spandeer. Hoe kry mense dit reg? So die een ding wat jy moet onthou, en dis baie keer 'n fout wat mense maak, hulle vergeet jy het een hart en jy het een stel longe. Nee, so of jy nou fietsry, swem of hardloop, jy stimuleer jou kardiovaskulêre stelsel. En dan is dit maar net om die vloei daarvan uit te werk dat jy nie te veel hardloop en 'n besering opdoen nie, dat die swem die hardloop komplementeer, die fietsry komplementeer. So jy spasieer om 'n bietjie van 'n Tetris speletjie wat jy speel en dan werk daai blokke. Die blokke moet so mooi val. Ja. En ek dink dis die grootste ding. Mense vergeet dat of jy nou swem, fietsry of hardloop, jou kardiovaskulêre stimulasie is daarso. En ek meen as ek nou Cassandra Bogaert kan aanhaal wat die Olimpiese Driekamp kampioen is, sy het die Franse 5 en 10 km rekord per jaar gebreek. So net omdat sy Driekamp oefen, beteken nie sy ontwikkel nie 'n hardloopstimulasie. So dis eintlik 'n baie goeie manier om jou liggaam algeheel intact te hou. Natuurlik. Is daar op hierdie stadium plekke waar mense kan begin Driekamp doen hier heel onder en wat sou jy vir hulle voorstel, waarmee begin jy eers, jy as 'n afrigter, waar begin mens eers? Ek dink maak seker jy kan swem. Sorry, dit klink Jy praat met die regte ou, want ek kan nie. Ek kan nie. En ons rarig, ek meen dit hoef nie jy hoef net deur die water te kom. Jy hoef nie vinnig te wees nie en ook die ander miskonsepsie is jy hoef nie noodwendig altyd vryslag te swem nie. So daar's niks fout om bietjie borsslag te swem nie, op jou rug te gaan, net deur die swem te kom nie, maar dit speel ongelukkig 'n baie belangrike rol in die veiligheid van die sport en die sport self. So maak seker jy kan swem. Gaan na Driekamp Suid-Afrika se webtuiste toe. Daar is 'n lys van gekwalifiseerde afrigters wat jy kan inskakel en is reg oor die hele land. So as jy daar die regte inligting volg, mense gaan jou die regte raad gee. Die swem is die belangrikste deel. Jy het 'n fiets nodig en jy het 'n helmet nodig. Helmet is natuurlik daar vir die veiligheid, so is baie belangrik. En jy het 'n hardloopskoene nodig. Dit sal ek sê is die 3 belangrikste goed wat jy nodig het om te begin. Dit is my altyd so interessant as mense hoor ek hardloop al jare en sê ja, maar hardloop is nie vir almal nie. Ek dink natuurlik aan die ander kant van daai muntstuk. Ek dink hardloop is vir almal. Dis net 'n kwessie van mens met die tyd insit. Hoe voel jy daaroor? Ja, ek dink ook dit hang af wat jy tyd vir het. En ek het al baie atlete ook by my gehad wat absoluut lief is vir Driekamp. Dit is regtig hulle passie. Maar
hulle het nie tyd nie. So kom ons gaan vat gou 'n stel hardloopskoene, ons kan op die pad uitgaan, jy kan enige plek hardloop of jy by die gimnasium is en of jy op die pad is, so jy weet, dis maklik bereikbaar. As jy nou kyk na die 3 kampatlete wat op die horison is en met die Olimpiese spele wat vir ons volgende jaar kom, wêreldkampioenskappe ook natuurlik daarbey saam, is daar 'n paar name wat jy dink kan miskien vir ons moontlik soos 'n jong Skuman 'n medalje terugbring van daar? Definitief. Ons sit met regtig 'n paar entoesiaste en baie goeie atlete. Julian Burkel, hy het nou hierdie naweek ook deelgeneem in Oosie in Rio, hulle was in Rio gewees. Hannah Newman, sy is van Pretoria wat regtig ook op die ranglys besig om op te gaan. Shanae Williams, sy was al by die vorige Statebond spele gewees. Ja. So ja, daar's definitief 'n paar name om uit te kyk. Die hoof fokus vir Driekamp Suid-Afrika is om 'n aflosspan te kwalifiseer. Dit is die uitgangspunt wat ons probeer bereik. Hoe werk daai? So dis 'n korter driekamp wat elkeen doen. So elkeen doen 'n kort swem, kort fietsry, kort hardloop. En dan begin ons eers met die vrou, sy doen haar hele driekamp, sy tap, sy gee oor en dan die volgende een en die volgende en die volgende een. En hoe kort is die afstande? 375 meter swem, Ja. enigiets van 6 tot 7 kilometer fietsry en die hardloop is 2,5 afhangende hoe die roete homself nou uitgee, maar dit is min of meer waar ek kyk. So dis vinnig. Ek neem aan dis freneties vinnig. Dis verskriklik vinnig. Jy sien net hiperventilasie aan die einde van die streep. Ek kan my net voorstel. Kortliks, wat het jou aangetrek van Driekamp? So my driekamp was 'n interessante storie. Ek het gehardloop op skool en ek het sport gespeel, Bethlehem in die Vrystaat groot geword en my peetpa daai tyd was 'n Eysterman atleet. Goed. So hy het van 'n Bylpark Eysterman gedoen, maar dit was bietjie anders te daai jare. Iemand kon saam met jou hardloop en ek het saam met hom die hardloop deel gedoen en dit het net my aandag getrek. Fantasties. Rihanna, baie dankie. Sterkte vir jou. Ons hoop dit gaan regtig goed met Driekamp SA en hou aan met die baie goeie werk. Lekker om jou saam met ons te gehad het. Rihanna Robertson, stigter en hoofafrigter van Endurance Training Hub. Nou ja, van hard oefen na hard spaar of iets in deurvoege. Bly ingeskakel, ons is net hierna terug met so 'n bietjie meer finansiële nuus en daai man, die bankbestuurder, meneer Thys van Sail homself. Hy's net hierna op. Goeiemôre, good morning. Die finansiële wêreld verander voortdurend en dit kan soms moeilik wees om by te bly. Gelukkig is Thys van Sail hier om ons gids te wees deur die wilde wêreld van geldsaake. Thys, Dis 'n baie mooi intro. So ek is al jou Sherpa wees. kyk hierso, ek moet vir jou sê, daai was my hoogtepunt vanoggend. Great. Goed, so die JSE het baie skerp gedaal met sommige van die grootste maatskappye wat swaar verloor het, maar ek wil hê jy moet vir ons verduidelik wat het gebeur. Ek dink as mense bietjie gaan kyk na die volatiliteitsfaktor veral, want ons het nou gesien 'n Maart maand was daar baie skerp daling geweest op die algemene JSE en bietjie meer selfs op die top 40. Ons het algemeen gesien daar was omtrent 'n verlies van 5.5% geweest. En dan natuurlik ook oor kommoditeite wat die swaarste getref was ongeveer teen 10%. Jy weet waar dit eintlik verlaag het. Maar nou baie interessant is as nou bietjie terugkyk na laasweek donderdag. Jy weet het dit teruggekom, die markte baie sterk weer waar byvoorbeeld kommoditeitsaandele het weer opgetel met letterlik 10 tot 11% en die algemene mark het weer herstel met ongeveer 5.5%. So dit is maar daai volatiliteitsfaktor wat maar altyd 'n groot rol speel, maar dit is asof die Suid-Afrikaanse JSE is 'n klein bietjie meer sensitief. Jy weet as die algemene, kom ons sê S&P 500 byvoorbeeld, waar die S&P 500 byvoorbeeld is nog steeds omtrent op met amper 9% jaar tot datum. Jy weet van Januarie tot en met nou toe, waar die JSE op hierdie stadium net so in die groen is. Jy weet en dit is eintlik maar die realiteit. Goed, dan sien ek daar word ook verwys na 'n sogenaamde verkoopsgolf. So wat is sommige van die vernaamste redes daarvoor? Ek dink as ons byvoorbeeld gaan kyk, veral jy weet wat in Maart maand gebeur het, dit was die eerste kwartaal was klaar nou wat so 'n verstreke gewees van die jaar en natuurlik weer die Midde-Ooste krisis was daar nog steeds geen konkreetheid van wanneer Donald Trump nou eendag na die wit vlag gaan opstoot, jy weet en nou regtig ware skietstilstand kan kry nie, jy weet en maar natuurlik het baie mense van daar af beweeg weer terug na kontant geldmark, by ander sekuriteite, jy weet daai van goeders. Maar jou probleem is dan
Iewerste moet daai geld vanaf geskei word. Jy weet, om in daai, kom ons sê net maar, safe havens te gaan plaas. En dit is dan maar ongemaklik, jy weet, en ongelukkig, jy weet, jou genoteerde aandelebeurs. En jou veral rondom kommoditeitsaandele het ons nou daai, kom ons sê, terugslag gesien. So baie mense het nou byvoorbeeld hulle kommoditeitsaandele gaan verhandel as gevolg van die onsekerheid, want almal het gedink, okay, maar die kommoditeitsaandele mark is nou tot op 'n limiet gekom. Een of ander tyd is daar nou hierdie bubble wat moet create, jy weet, en ek wil nie daarin gevang word nie. So met ander woorde, nou laai ek eerder my aandele af, jy weet, van die markte af, in plaas van, jy weet, as om eintlik te verloor wat ek eintlik gemaak het, jy weet, in 'n gegeewe goeie tydperk wat laas jaar was. Goed, jy het nou verwys na die Midde-Oosterse konflik. Was dit hoofsaaklik 'n Suid-Afrikaanse probleem of kan 'n mens dit so half terugtrek na Suid-Afrika toe ook? Ek dink as mense kyk die Midde-Ooste krisis, as daar krisis is byvoorbeeld soos in die Midde-Ooste, is jou ontwikkelende lande word eintlik maar jou hardste getref. Jy weet waar jou Amerikaanse lande en byvoorbeeld jou eerste wêreldlande, Europa, jy weet hulle het 'n klein bietjie van 'n, kom ons sê maar 'n buffer as jy dit wil noem. Jy weet so hulle backlash kom eers 'n klein bietjie later. Jy weet as dit in elk geval sou gekom het, jy weet en as dit sal kom, maar waar Suid-Afrikaanse markte is baie, kom ons sê net maar, jy weet sensitief vir geopolitiese tipe van impakte. Ons het dit al gesien, jy weet in COVID, ons het dit gesien, jy weet na COVID, ons het dit gesien in die Midde-Ooste. Jy weet so dit is 'n baie groot sensitiewe rol wat dit wel speel. En dan natuurlik ook die rand is ook baie sensitief teenoor dit. En ons rand is vir ons baie belangrik in Suid-Afrika, want dit het weer direkte impak, jy weet rondom inflasie, rondom ons rentekoerse en 'n klompie elemente wat ook 'n rol speel. Goed, so wat beteken 'n daling in die aandelemark vir kliënte wat van beleggingsinkomste afhanklik is? Ek dink ja, die voorbeeld daar is baie eenvoudig. Veral as jy nou gaan kyk ja, wat het gebeur van Januarie tot in Maart en tot en met, kom ons sê nou maar Julie. So dis letterlik daai effek van 3, 6, 9. Okay, so met ander woorde 9 moet nou nog kom, maar ons is daai tussenfaktor tyd nou. So as ons van Januarie tot en met Maart was en ek het inkomste getrek byvoorbeeld op 'n, kom ons sê, gebalanseerde, gestruktureerde tipe van fonds, dan basies, jy weet, het ek nog steeds 'n goeie opbrengs gehad tot en met Maart, maar Maart maand, jy weet, as ek toe nou my staat oopgemaak het, weet later in Maart so ek sien het ek maar hier sy skielik nogal 'n relatiewe aggressiewe daling. En nou byvoorbeeld kliënte wat meer trek as wat sy fonds eintlik dan vir hom toelaat of wat sy fonds opbrengs eintlik nou vir hom teruggee, daai kliënt beweeg in die rooi en stelselmatig. Jy weet, so daai tipe van volatiliteitsfaktore speel wel 'n rol. Maar nou weer eens is dit daai faktor van ja, is ek veronderstel om op markte blootgestel te wees, byvoorbeeld as ek in 'n inkomste trek in 'n tipe van 'n portefeulje is. En dis eintlik die vraag wat jy vir jou adviseur moet vra en hy moet dit ook dan aan jou demonstreer om te sê maar kom ons sê net 'n bietjie is 'n stres toets byvoorbeeld op my portefeulje. Sou hierdie gebeur een keer 'n jaar, een keer of 2 keer 'n jaar of wat ook al die geval mag wees en dan ook vice versa. Jy weet as dit nou byvoorbeeld weer goed doen, jy weet wat se effek het dit dan ook op my portefeulje. Sou jy sê dat hierdie kliënte dan met ander woorde alles na kontant moet verskuif? Nee, ek dink ja, dit is juist die grootste ding wat enige kliënt in Suid-Afrika in elk geval kan bekostig nie. Is natuurlik jy weet om sy kapitaal in die geldmark te gaan plaas want ja, nommer 1 jou kapitaal is absoluut beskerm en dit is gewaarborg en daar's 'n klompie faktore wat 'n rol daar speel. Gerusheid is een van die grootste faktore, maar as 'n mens byvoorbeeld gaan kyk 'n land wat inflasie weer eens onstuimig is, jy weet in 'n ja, ons inflasie teiken is tussen 3 tot 4%, maar kom ons maak gou 'n ander grappie daaroor, jy weet 'n bietjie later. So maar die effek is eintlik jy weet die normale ou daar buite se inflasie is enigiets tussen 8 tot 12. En as jy byvoorbeeld jou geld gaan sit in 'n geldmark wat so 'n faktor teen 6.5%, dan verloor jy eintlik by wat so 'n koopkrag stelselmatig, jy weet oor 'n tydperk van 'n jaar, 2, 3, 4, 5. So wat is jou belangrikste boodskap aan inkomstebeleggers in hierdie stadium? Ek dink as 'n mens gaan kyk, jy weet en ek doen dit al die laaste 10 jaar. Jy weet, ek hou van 'n uitkomsgebaseerde portefeulje. So en wat ek daarmee bedoel is, as 'n mens byvoorbeeld gaan kyk na uitkomsgebaseerde portefeuilles, gaan kyk jy wat is die uitkoms geprojekteer, jy weet in hierdie jaar, finansiële jaar, oor 3 jaar, 5 jaar. En dan basies jy weet, dan gaan jy vir jouself later aan 'n model kan skep. En dit is iets wat ek nogal baie goed en uniek reg gekry het, want as 'n mens dit gaan kyk na die laaste 5 jaar, die algemene groei op die JSE jaar tot datum plus nou en die laaste 5 jaar terug. Jy weet is ongeveer so 72-73%. Ek het hom basies jy weet vooruit gemodelleer. Jy weet die laaste 5 jaar op ons portefeulje op ons inkomste gestruktureerde plan. Jy weet laat hy uitkom op 74%. Nou also hoe kry ek dit reg?
Dis was heeltemal te naby. Ja. Verstaan, dit is heeltemal te naby om te sê, okay, maar ek het sommer net 'n syfer in die lug gegooi en besluit dat dit is waar ons gaan eindig. So dit maak nie sin byvoorbeeld, jy weet, as ou byvoorbeeld nou sê ja, kom ek gaan plaas myself op die markte en dan kyk ek maar en ek hoop vir die beste vir die volgende 5 jaar. Nee. Daar's kundigheid genoeg daar buite om byvoorbeeld by adviseurshuis of 'n fondsbestuurshuis uit te kom wat in dieselfde ekonomie gaan belê, dieselfde pilare, dieselfde selfs uitkoms kry, maar daai volatiliteit word bestuur. So met ander woorde, hy word nie daaglikse prys nie, hy word nie kwartaallikse prys nie, hy het ook nie daai faktor, jy weet, wat hardloop soos die EKG nie. Jy weet waarom ons nog al baie verwys. Jy weet, so ons trek die lyn deur die EKG en ons sê vir jouself, alright, kom ons doen dit eerder. En dis maar basies waarop dit neerkom. Net laastens, is daar miskien iets wat jy kan uitsonder na aanleiding van die beste belegging in hierdie stadium? Ja, ek dink as mense kyk, jy weet, vir die volgende 5 jaar, want baie mense vra nou weer vir ons, jy weet, waantoe is ons dan op pad in die volgende 5 jaar? Julle is baie wintie want julle die laaste 5 jaar reg gekry. En ek is positief en ek dink ja, inteendeel, ons is ek sal omtrent tot 2 basispunte addisioneel meer en dit is my uitkoms want ek dink ons is op pad, maar dis 'n gesprek wat ons oor 5 jaar gaan hê. Oor 5 jaar sê jy Thys, ek ontmoet jou weer hier selfde tyd, selfde plek. Gaan hy. Baie dankie vir jou kundigheid. Nou ja, intussen kan jy bly net waar jy is, want net hierna gesels ons met Liesel Pieters. Jy's ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning. Maak ook seker jy gaan volg ons op al ons sosiale media platforms om op hoogte van sake te bly, nie net voor die kamera nie, maar ook agter die skerms. Haar stem is al vir jare lank een van die mees herkenbare in Afrikaanse musiek en nou is Liesel Pieters terug met 'n splinternuwe enkelsnit, jou weer eerste soen. Dis wat ons ook nou net gehoor het. Hoe gaan dit, Liesel? Baie goed aan julle. Lekker. Baie geluk met Baie jou dankie. weer eerste soen. Baie dankie. Ek's baie excited vir Vertel my 'n bietjie waar die inspirasie vir hierdie liedjie vandaan gekom. O, ek sal nie sê inspirasie nie. Ek het maar net gedink aan kan as jy mense 'n bietjie weer terugvat van 'n liefde is vir my baie groot deel in my lewe. So en mense sal sê ek's verlief op liefde. Maar dis net vir my lekker om mense 'n bietjie terug te vat om daai verliefdheid gevoel weer terug te bring. En wanneer was jou eerste crush of hoe dit kan jy nog jou en jou man se eerste soen onthou? Net bietjie daai heim weer terug te bring en ek dink dit waar die idee vandaan gekom het om die liedjie te skryf om bietjie mense net weer terug te vat van hoe dit gevoel het toe jy daai eerste soen gekry het. Ja, ek persoonlik is mal oor 'n love song en om weer daai vlammetjie te ignite, Ja, dit so nee, nice. verseker. En ons het nou so 'n bietjie van die musiekvideo gekyk en ons ook 'n bekende Inderdaad. Rowan Josh. Wie het nou nie 'n crush op hom nie? Ek weet. En daai blou oë en ek meen die eerste lyn beskryf die blou oë. En dis die eerste persoon aan wie ek gedink het toe ek gedink het aan 'n video vir hierdie liedjie toe dog ek kom ons bel vir Rowan. En het ek 'n voeltjie oorvlei dat Franja ook 'n bietjie deel is van hierdie liedjie. Verseker. Sy was die producer gewees in die studio. So ag, daai familie is net hulle is liefde. Hulle bestaan uit liefde uit. So dit is net wonderlik om saam met hulle te werk en ja, sy's verskriklik talentvol wanneer dit kom by so iets. Om saam met haar in die studio te sit en saam met haar te werk. Ek dink net aan iets dan het sy klaar dit gedoen. So dis amazing, ja. Wow, dit is baie cool. Hoe sê jy sê verskil hierdie enkelsnit van jou vorige musiek? Ek hoop nie te veel nie. Mense wil tog maar bietjie in 'n baan bly met genre gewys en so aan. Maar ek dink hier is meerderheid van die lirieke is uit my eie pen uit. So hier en daar het iemand my gehelp weet om mooier oor te dra want ek weet nie ek skryf en dan sê die mense maar hulle gaan dit nie verstaan nie en soms is dit bo die kop en also aan so maar ja dit is heeltemal uit my eie pen uit so dit is wat dit bietjie anders maak. Ja, dit maak dit baie persoonlik. Ja. En jy praat nou van jou eerste soen weer, maar is daar dalk 'n ander lewensoomblik wat jy weer sal herleef? Ag, weet jy, ek dink daar's baie goed as mens terugdink aan obviously positiewe ervarings in jou lewe, sal jy dit definitief bungee jumping. Ek het so 'n paar jaar terug het ek gebungee jump en ja, ek dink ek gaan dit weer wil doen. Jy wil dit sommer op 100 weer doen. Ja, hoekom nou nie? So ek dink dit sal lekker wees en ja, ek dink as mens
iets uit die liedjie uitvat, al is dit soos wat jy sê 'n lewenservaring wat jy weer eers sou wou doen, dan is dit iets wat hulle uit die liedjie uit kan vat. Ja. Nou kyk, ons kan nie met jou gesels sonder om oor krone te praat nie. Jy is krone. Dankie. En ek het ook 'n voeltjie weer oorvlei dat van die musiekkeuses is dit voeltjies in jou kop? Hulle is vreeslik hier om my. Maar dat die musiekkeuses gemaak word om te sien hoe hulle jou kan uitdaag. Is dit waar? Dit is waar. Ons het eintlik so grap gemaak op die Krone Cruise so 2 jaar terug. Toe sit ons gesels met die gehoor daar op die boot. En Kurt, lekker windgat wat hy toe nou vir die gaste gesê het of vir die audience gesê het, hulle probeer elke jaar my uitdaag met 'n liedjie wat dalk challenging is en ek nail dit nog elke keer en dit is eintlik so voorreg om dit te hoor uit so 'n legende se mond. Absoluut. En ek doen maar net my bes en gebruik die godgewende talent wat ek gekry het. So. Is daar een liedjie wat jy dink as hulle hom nou gaan voorstel gaan ek bietjie worry? Nee, ek gaan nie iets sê nie want nou doen hulle dit. So I'm going to keep my mouth shut. En dan wat se een het hulle al voorgestel wat jy gedoen het maar wat jy gedink het, o siel, hierdie gaan nou sukkel maar toe nail jy dit. Ek dink dit was 2 jaar terug se krone wat ek moes inval en iemand uithelp. Dit was Chandelier van Sia. Ja, Wat nogals challenging is. Ek kan So dink. dit het bietjie benoud geraak. verskriklik benoud, swetende palms en ja, so maar dit het toe op die einde mooi uitgewerk. Wel, ek is seker daai een wat jy nou aangedink het in jou kop, as jy Chandelier kon doen, kan jy hom ook doen. Dankie. I'll take that. Kan ons enige ander nuwe liedjies verwag hierdie jaar? Ja, weet jy, ek wil nie te veel verklap nie, maar daar is nog 'n collab op pad. Ek gaan nie sê wie nie. Okay. Dat dit is uit dit is in die studio's besig met produksies en ek dink oor 2 weke begin ons rekord en so aan. So ek wil nie te veel verklap nie want daar is min daaroor vir hierdie jaar en dit vat lank om 'n liedjie uit te bring. So ek wil nie sê ja, dit gaan hierdie jaar gebeur nie. Maar ja, daar's definitief 'n collab op pad. En ek hoop maar om dat vir nog 'n single voor die einde van die jaar. En waar volgende kan mense jou raakloop vir 'n show? Ek is nou op pad op die panne toe in Botswana. Wow. So die van julle wat op die panne gaan bietjie kom kuier saam met ons. Ek sien julle Sondag daar. So ek sien uit na dit is my eerste keer en dit is baie mense praat altyd van hierdie wonderlike ervaring op die soutpanne daar in Botswana met hierdie wonderlike fees. So ek sien verskriklik uit na dit, ja. En die mense van Botswana is ook baie nice, het ek al gehoor. Dis lekker mense daar. Ja. Ek het toevallig so 'n paar jaar terug het ek sin toe gegaan vir 'n vakansie en die mense dra jou op jou hande daar. So dit is fabulous. Ag, dit is baie nice. Maar Elisa, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was baie lekker om met jou te kuier. Baie dankie. Nou en al in oggendpraatjies. Jy's 'n fees van 'n mens. Baie dankie. Dit is dan al van ons kant af vir vandag, maar ons sien julle môre weer. Goeiemôre, good morning.